Goeiemôre broers en susters. Wat 'n heerlike voorreg is dit nie om saam in die huis van die Here te wees nie. Dis Pinksterfees. En die tema van ons prediking vanmôre is sing 'n nuwe lied. So ons gaan baie lekker saam sing en u moet asseblief van harte saam die Here loof. Ek wil tog vra dat u bietjie na mekaar sal kyk en mekaar vriendelik sal groet asseblief. Ook vir almal wat ingeskakel is op die diens, sê ons hartlik welkom. Dankie dat julle op hierdie manier ook deel van die erediens kan wees. U sal op die aankondiger sien, ons het nog 'n lang lys van voorbeding. Dink asseblief aan hierdie mense in gebed. En dan wil ons net vir u laat kennis neem van die Sondagete, gemeenteete 22 Junie. U kan dit lees daar. Die ete is R80 per persoon en u moet asseblief by Susan bespreek voor 18 Junie. Ons het nie vanmôre tee hier by die kerk nie. Ons het 'n groep mense wat nog daar by die Kleiduif skietbaan werk vandag. En julle is almal hartlik welkom om 'n bietjie 'n draai daar te gaan maak en 'n koppie of 'n tee daar te gaan geniet. Daar's ook pannekoek en sulke dinge te koop. Maar hier na die erediens het die diakens gesê hulle het koekies te koop. Dit gaan vir hulle omgee hulpfonds en dan is daar ook curry en rys te koop vir mense wat nie vanmiddag wil kos maak nie. Bietjie makliker. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed voordat die erediens begin. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Liewe gemeente, op hierdie Pinksterdag vier ons die wete dat die Heilige Gees altyd by ons is en dat hy in ons woon en dat hy vir ons die geloof gegee het deur die sluier van ongeloof voor ons oë weg te neem. Kom ons gaan saam die Here verheerlik. Ons gaan 2 lofliedere sing. Die eerste is die bekende Psalm 33, sing vrolik. Ons gaan daar die eerste en die tweede vers sing en dan ook vonklied 277. U is die lig wat in die donker skyn. Kom ons staan dan, sing ons tot eer van die Here.
lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Dit is U wat fonteine laat ontstaan in die spruite. Tussen berge vloei dit en gee al die diere van die veld water. Die wilde donkies les hulle dors. Langs die strome is die voëls van die hemel tuis. Tussen die digte blare sing hulle. U is die een wat die berge laat drink uit sy bokamers, uit die vrug van U arbeid word die aarde versadig. Dit is U wat gras laat groei vir die vee en plante vir die mens om te verbou, om voedsel uit die aarde voort te bring. Wyn wat 'n mens se hart bly maak, olie om die gesig mee blink te maak en brood wat 'n mens se hart versterk. Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het, waar voëls nes maak en ooievaars in sipresse hulle tuiste het. Die hoë berge is vir die klipbokke, die rotsskeure is 'n skuilplek vir dassies. Hy het die maan gemaak vir feestydde, die son weet wanneer hy moet ondergaan. Baie kere het U ons gered, Here. U gee ook in die nag 'n vuur om die wêreld te verlig, die maan. Hulle het gevra en hy het kwartels laat kom, met brood uit die hemel het hy hulle versadig. Hy het die rots oopgemaak, het water gevloei, dit het soos 'n rivier deur dorre streke geloop. Ja, U het U heilige belofte aan Abraham, U diensknegt, onthou. U het U volk laat wegtrek met vreugde, U uitverkorenes met jubelkrete. U het aan die volk 'n landstreek gegee, wat nasies met moeite verkry het, het hulle in besit geneem, sodat hulle sy vaste voorskrifte kan nakom en by sy wette kan hou. So bid ons, Here, uit Psalm
104 en Psalm 105, die wonder van die skepping, en ook vir ons, aan wie U die voorreg van lewe gegee het, en vanmôre het ons die voorreg op hierdie pragtige dag, om aan U tafel te sit, en U vul vir ons met 'n jubeling in ons hart, met dankbaarheid, 'n nuwe lied, wat ons voor U wil sing, in Jesus se naam. Amen. Ons het nou in die Pinkstertyd het ons uit die psalms uitgewerk en vanmôre gaan ons ook rondom die Heilige Gees uit die psalms uitwerk, verrassende boodskap wat die Here vir ons gee, en vanmôre lees ons saam uit Psalm 96. Sing vir die Here 'n nuwe lied, sing vir die Here o ganse aarde, sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag, maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade, want groot is die Here en besonder lofwaardig, hy is ontzagwekkend meer as alle gode, ja al die gode van die volke is niks beduidend, maar die Here het die hemel gemaak, luister en glans is voor hom, krag en heerlikheid is in sy heiligdom. Gee eer aan die Here, familiegroepe van volke, gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Bring dankbewyse en gaan sy voorhowe binne, buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Bewe vanweë sy teenwoordigheid, o ganse aarde. Sê onder die nasies die Here regeer, ja die wêreld staan vas, dit wankel nie, hy oordeel volke met billikheid. Laat die hemel bly wees en die aarde juig, laat die see en alles daarin dit uitpas suin, laat die veld en alles daarop jubel. Dan sal die bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here, want hy kom, ja hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Dit is die woord van die Here. Die Psalm roep ons op, sing 'n nuwe lied vir die Here, en as ons kyk wanneer is die eerste lied opgeteken in die skrif, dan het dit gebeur daar waar die volk uitgelei is uit Egipte, en toe hulle deur die Rooi See trek, en die Here maak die water vir hulle oop, en hulle staan aan die ander kant, en die Farao en sy mag word weggespoel. Toe sing hulle spontaan 'n nuwe lied vir die Here. Die feit dat ons 'n nuwe lied moet sing beteken, daar het in die geskiedenis dinge plaasgevind, maar daar vind in u en my lewe elke dag dinge plaas. En vir elkeen van hierdie wonderdade waar die Here betrokke is, moet ons 'n lied sing. En ons moet nuwe liedere sing. As hulle gesing het, die Here het ons verlos van die Egiptenare, die Here het die see oopgemaak, hy het ons droogvoets aan die ander kant uitgebring, dan is daar elke dag dinge waaroor ons kan sing en waarvoor ons nuwe liedere moet komponeer. Ons gaan nou 'n lied sing, In die hemel is die Heer, dis Vlam 21, tot eer van die Here, kom ons sing hierdie lied.
is hier, en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trou. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die lof van u regeer. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die lof van u regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuisterend sy straat en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trou. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die lof van u regeer. En aan u is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die eer en die lof van u regeer. Ons het gesien Psalm 2 is 'n psalm wat praat oor 'n koning wat moet kom. Die Messias waarvan die profete getuig het, hy moet kom. En waarskynlik is dit van Jesus wat Psalm 2 reeds praat. So ons kan sing oor Jesus. En die een ding wat ons vanmôre op konsentreer is die feit dat Jesus homself absoluut verdiep het in die skrif. Homself ingeleef het in die skrifte, dat hy die skrifte baie goed geken het. Ons wil graag by Jesus wees, om soos hom te word, sodat ons sy wêreld kan bedien. Maar ons moet ook die oë van Jesus kry, om na die wêreld te kan kyk soos wat Jesus na die wêreld gekyk het. En waarskynlik soos wat dit gevorm is deur die beeld wat die Ou Testament reeds vir ons gee. En een van die maniere waarop sy realiteit gevorm is deur die skrif. God sê in sy woord 'n klomp dinge wat vir ons vanmôre insiggewend is. En Jesus haal uit die geskrifte aan. En dis nou interessant, maar van watter geskrif het Jesus die meeste aangehaal? Hy het uit die psalms aangehaal. Die tweede meeste uit Jesaja. En dan uit Deuteronomium en ook uit Genesis. En eintlik vorm dit die wet en die profete en die geskrifte, die liedere. As 'n mens die Ou Testament ken, en as jy jou verdiep in die Ou Testament, dan verstaan jy eintlik Jesus se woorde baie beter, ook dit wat hy gesê het in die Nuwe Testament. En vir ons vanmôre gaan ons konsentreer op een dingetjie,
En dit is dat Jesus gesê het, daar sal geen mossie op die aarde val, sonder dat die Vader nie daarvan weet nie. Ons het 'n spreekwoord, 'n manier van praat, ook in die Pinkstertyd, en dan het ons hierdie gebed, kom, o Skeppergees, kom, Heilige Gees, kom. Ek wil dit vandag net so bietjie in konteks plaas. Wat bedoel ons daarby as ons sê kom, o Heilige Gees? God sing, sê Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is in jou midde, 'n held wat verlos, hy verheug hom met blydskap oor jou, hy maak jou stil met sy liefde, hy sal oor jou juig met jubelkrete, die getreur by die fees sal ek wegneem. Hierdie ding wat ons as mense sê, kom, o Heilige Gees, kom, beteken nie dat die Heilige Gees nie hier is nie. Maar dit beteken waarskynlik dat ons al hoe meer bewus moet word van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Wat verkondig ons? Dan sou ons vir Jesus vra, wat beteken dit, Here, as ons sê, kom, o Heilige Gees, kom? Dan gaan hy waarskynlik uit Psalm 139 vers 7 tot 10 vir ons aanhaal en sê, waar kan ek gaan om van u Gees te ontvlug? Die woordjie daar, Gees, is die woord ruach, en ruach beteken wind of asem, of gees. In al hierdie vertalingsmoontlikhede wys eintlik op die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die onsigbare, energerende teenwoordigheid, die werklike teenwoordigheid van God. En hoe kan ek dit ontvlug? Vra die psalmdigter. As die asem van die Here die blare laat ritsel, en as die asem wat ons inasem eintlik God se teenwoordigheid is, dan is u oral. Psalm 139 vers 7 tot 10 sê, waarheen kan ek gaan, weg van u Gees? Waarheen kan ek vlug, weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, u is daar, gaan lê ek in die doderyk, ook daar is u, neem ek die vlerke van die daarraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. So wat sê die skrif vir ons? Daar's geen plek, daar's geen waar God nie is nie. Jy kan nêrens in God se goeie wêreld beweeg waar God nie teenwoordig is nie. Kom, Heilige Gees, is eintlik maar net 'n manier van praat van ons kant af. Wat eintlik beteken kom, wees meer bewus van God se teenwoordigheid. Nou kan ons vra, maar hoe is hy teenwoordig? En dan sou Jesus waarskynlik vir ons uit Psalm 33 vers 6 tot 9 aangehaal het. Die Here het geskep, God wat uit God uitgaan, en skep wat nie God is nie, 'n wêreld, en sy woord het dit gedoen. En as ons in die Bybel lees dat sy woord geskep het, is hierdie woord
God se denke, sy bedoeling en sy plan en die orde wat hy in 'n wêreld bring. So, kom ons sing nou lied 464. Dis die pragtige lied. Kom ons staan. O Heer my God. Kom ons O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. Aarde, sterre, wolke, elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Juig, my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Ek lees graag vir ons uit Psalm 33 vers 6 tot 9. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die asem, die ruach van sy mond, die hemel se hele leer, die hele aarde moet vir die Here ontzag hê, hom moet al die bewoners van die aarde vrees, want hy het gepraat, en dit was daar. Hy het dit beveel, en toe staan dit daar. As ons hierdie teksvers neem, dan sal julle sien, hy begin met die woord. Ons het gesê die woord is God se denke, dit wat hy daar wil plaas, en die orde wat hy bring. Hy het die hemele gemaak deur sy woord, en alles onder die hemele, daar vind ons die woord asem, ruach, alles wat lewe. Daar is die ruach betrokke. Sy woord is skepingsmagtig. Dit bring struktuur, 'n hemelkoepel, 'n blou lug waaronder ons woon, en alles wat onder hierdie hemelkoepel is. Daar is die ruach, die gees van God, werksaam. Sy gees word verbind met alles wat lewe, alles wat beweeg, alles wat energie het, onder hierdie blou hemelgewelf wat God geskep het. Eintlik wil die Psalm vir ons sê, daar's geen plek waar God nie teenwoordig is nie.
Maar daar's ook geen tyd, geen wanneer, wat ons nie besef dat God werksaam is nie. Ek lees uit Psalm 104, vers 27 tot 30. Hulle almal sien op na U, om vir hulle kos te gee op tyd. Gee U vir hulle, raap hulle dit op. Maak U U hand oop, word hulle versadig met wat goed is. Verberg U U gesig, is hulle angsbevange. Neem U hulle asem weg, vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. Stuur U U asem, word hulle geskape, hernuwe U die voorkoms van die grond. Ons staan voor 'n wonder. Elke voeltjie wat uit 'n eiertjie uitbreek, en daar eerste asem wat daai voeltjie gee, is God wat daar betrokke is. En dink net, as 'n babatjie gebore word, 'n mens, as jy by die geboorte van 'n kind is, kan jy nie 'n ongelowige mens wees. God, wat as ware vir jou daar 'n soen kom gee, en die eerste asem wat jy inneem, kom van God. En wanneer die asem ons verlaat, is God daarbey betrokke. Ons het 'n tyd wat ons op aarde is. Nou begin ons verstaan hoekom Jesus gesê het, daar sal nie 'n mossie op die aarde val, sonder dat my Vader daarvan weet nie. God skep en hy hernuwe. En ons moenie net aan die skepping dink dat dit daar jare gelede plaasgevind het en dis verby nie. God is steeds elke oomblik in hierdie skepping betrokke en teenwoordig. Elke lewende wese wat asemhaal, sê eintlik het 'n intieme verhouding met God. Die gee en die neem van die Ruach, God se gees, daarbey is God betrokke. Kom ons vind ons vreugde daarin, dat God se gees telke male lewe gee, lewe bring, ook wanneer die asem die dier verlaat, die lewe neem en ons terugkeer na die stof. So, daar's geen plek, daar's geen waar God nie teenwoordig is, sy gees. Daar's geen wanneer, daar's geen tyd wanneer God nie hier is. Daar's geen wat geskep is waar God nie betrokke is nie. Daar's geen wie waar God se gees nie betrokke is nie. Natuurlik, ongelukkig, is daar 'n klomp mense wat dit nie raak sien nie. En Paulus praat daaroor wanneer hy sê daar's 'n sluier oor ons oë. En dit is God se gees wat daardie sluier van ons moet wegneem, sodat ons meer en meer bewus kan wees van sy teenwoordigheid. Kom, Heilige Gees, kom. Beteken nie letterlik dat die Gees moet kom nie, die Gees is hier. Maar dalk dat ons tot ons sinne moet kom. En dat ons die Gees van God se werk moet raak sien. Ons moet daarom die realiteit wat voor ons lê begin sien, soos wat Jesus dit gesien het.
mag ons elke oomblik bewus word daarvan, dat daar geen plek, tyd, wat, wie is, waar God se Gees nie betrokke is nie. En nou gaan ons die Here se nagmaal gebruik. En om die nagmaal voor te berei, gaan ons lied 176 sing. Ons gaan hom 2 keer deursing, en ons vra dat die diakens dan asseblief vir ons hulle plekke sal inneem. Die wonen is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons besing U en U woning is die Alpha en Omega. Halleluja. Ek gaan hierdie kort gedeelte lees uit die formulier van die nagmaal. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en die sterwe van Jesus Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is, sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Uit dit alles blyk dat die nagmaal 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons nou in Christus Jesus gekry het. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Ons gaan begin om die wyn uit te deel. Sit dit maar daar in die bank daar voor u en dan gaan ons die brood uitdeel en dan gaan ons dit saam instel en dit gebruik.
maar net neergaan. Kan ons net sien, het almal van die brood en die wyn gekry? Goed, baie dankie, dan wil ons vir die diakens vra dat julle maar julle plekke gaan inneem, as julle nog nie brood en wyn gekry het nie, vat asseblief vir julle hier hoor. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus se liggaam gebreek is, sodat ons volkome versoening vir al ons sondes kan kry. Die beker is die beker waar die volke lied sing, waar hulle weet daar's 'n lam, wie se bloed hulle aan die deurkosyne kan smeer, en ons vandag weet, daardie lam was Jesus Christus, sy bloed het vir ons gevloei, sodat ons totale versoening met ons Hemelvader kan beleef. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.
Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n lied saam met al die familiegroepe van die volke, soos wat Psalm 96 dit noem. En ons sing lied 547, alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Ja, God se gees werk onder alle mense, alle familiegroepe van die volkere. Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jul stem, roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op. Die volke kniel, die nasies juig, al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Baie dankie, jy kan maar sit. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Die slotsang is Vlam 100, gaan dan heen. Kom ons staan, dan sing ons om.
Onthou net die diakens se koekies en beskuit en daar is ook maalvleis of curry en rys beskikbaar. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, die almagtige Hemelvader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.